1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Meneer Padda skrik groot. Meneer Padda van Paddaplek is verveeld. Hy het niks om te doen nie en kan nêrens heen gaan nie. Met al sy motors het hy al een of ander ongeluk gehad. Hy het al sy fietsse gestamp en hy het nog nie eers vir een van hulle betaal nie. Ek wens iemand wil by my kom kuier, sê Padda. Ek weet, sê Padda. Ek sal vir Rot en Mol nooi om môre by my te kom tee drink. Hy stap by sy studeerkamer in om 'n briefie aan sy vriende te skryf. Liewe Rot en Mol, sal julle asseblief môre by my kom tee drink? Ek het allerlei verrassings vir julle van Padda. Ek sal self die uitnodiging gaan pos, sê Padda. Ek gaan gou poskantoor toe, roep Padda boontoe. Mikdas, Padda se ou vriend en sakebestuurder, werk daar bo in die kantoor. Sê Mikdas. Hy is altyd besig om Padda se rekeninge te betaal. Padda het hope en hope rekeninge wat betaal moet word. Op pad uit loop Padda by Mikdas se fiets verby. Sê Padda. Dis 'n hele ent poskantoor toe. Ek dink ek vat sommer gou die fiets. Mikdas, kan ek jou fiets leen? Roep Padda. Nee meneer Padda, daar's fout met die remme. Los net die fiets, asseblief, sê Mikdas. Maar Padda is mal oor wiele. Wie het nou remme nodig, dink hy. Nie ek nie. Ek ry mos uitstekend. En toe Mikdas sy rug draai, spring Padda op die fiets en daar trek hy. Mikdas was reg. Daar is fout met die remme. Hulle werk glad nie. Maar Padda gee nie om nie. Hy is dol daaroor om vinnig te ry. Alles gaan goed tot Padda oor 'n brug ry en in 'n trop skape vasry. Net waar Mol en Rot besig is om vis te vang. Kraak en stamp. O, gats, skree Padda, Mol en Rot gelyk. Niemand het seer gekry nie, maar die fiets lyk sleg. Alles is gebuig of gebreek. Haai kerels, sê Padda. Ek was net op pad om julle te nooi om môre by my te kom tee drink. Padda, is dit nie Mikdas se fiets nie? Vra Rot. Ja, dit was, sê Padda, maar dis stikkend. Ek sal vir hom 'n nuwe een koop. En hy loop daar weg met die stikkende fiets. Padda is regtig roekeloos, sê Rot. Mikdas gaan smoor kwaad wees as hy die fiets sien. Mikdas wag vir Padda by die voordeur in en hy is kwaad. Ek het gesê jy mag nie jou fiets vat nie, raas Mikdas. Maar jy het jou nie aan my gesteer nie en dit in elk geval gevat. Kyk hoe lyk die fiets nou. Hoe kon jy? Ek's jammer ou maat. Maar moet jy nie bekommer nie, sê Padda. Ek sal vir jou 'n nuwe fiets koop. Jy weet mos ek het die geld. Geld? Roep Mikdas. Jy dink ook geld kan alles regmaak. Dis hoogtyd dat jy van beter leer. En hy storm by sy kantoor in. Mikdas probeer aan die werk kom, maar hy is te kwaad. So Padda dink wraggies, hy kan my goed vat en dan my omkoop, smeel hy. Hoe durf hy? Ek het genoeg gehad. Mikdas pak sy goed en verlaat Paddaplek. Jy is nie meer my vriend nie, Padda, sê Mikdas. Jy is ongeskik en selfsugtig. Gaan soek vir jou 'n ander sakebestuurder. Nou loop ek. Padda hou vir Mikdas dop toe hy sukkel in die pad afloop. Hy is darem 'n ou suurknol, sê Padda. Hy sal terugkom sodra hy afgekoel het. Maar Mikdas het nie teruggekom nie. Ag, wie het hom nou nodig, sê Padda. Ek sal self my sake bestuur. En hy stap by die trap op na die kantoor toe. Padda begin deur die rekeninge te werk, maar hy kan nie kop of ster daarvan uitmaak nie. Toe begin die foon lui. Almal wil weet waar hulle geld is. Julle sal julle geld kry, sê hy. Gee my net 'n kans. Sommer gou
is Padda heeltemal uitgeput en hy het nog nie een rekening betaal nie. O, ek is so deurmekaar, kla Padda. Hy gooi die rekeninge in die lug op en stap by die kantoor uit. Die dae gaan verby en Mikdas kom nie terug nie en die rekeninge bly onbetaald. Padda begin homself jammer kry. Mikdas behandel my sleg, sê hy. Dis mos nie reg nie, sê Padda. Mikdas weet mos hoe nodig ek hom het. Ek gaan vir Mol en Rot vertel. En Padda gryp sy hoed en stap by die huis uit. Hy stap heel eers na Mol se huis toe. Hy klop aan die deur, maar niemand maak oop nie. Toe stap hy na Rot se huis toe. Dis by die rivier. Maar daar is ook niemand tuis nie. Ek wonder of Rot en Mol nie by Mikdas gaan kuier het nie, sê Padda. Hy besluit toe om na Mikdas se huis toe te gaan. Dit is in die Wille Woud. Padda stap en stap. Dis baie ver na die Wille Woud toe. Na 'n lang ruk kom Padda daar aan. Teen die tyd gaan die son al onder. Die bos is donker en Padda is bang. Hy hoor allerhande geluide en sien blink oë wat loer. Vreemde dinge vlieg deur die lug. Arme Padda raak al hoe banger en banger. O, ek wens ek kry vir Mikdas, kerm Padda. Ek sal nooit weer naar met hom wees nie. Diep in die bos kuier Mol en Rot heerlik by Mikdas in sy gesellige huisie. Hulle drink tee en praat oor die meneer Padda wat so selfsugtig is. Skielik klop iemand aan die deur. 'n Flou stemmetjie roep van buite. Help! Help! Maak asseblief oop die deur. Lyk my iemand het hulp nodig, sê Mol. Ek sal gaan kyk wie dit is. Hy stap na die deur toe. O, Mol, dis jy, roep Padda. Dis 'n verrassing. Hallo Padda, ek is bly om jou te sien, sê Mol. So jy het uiteindelik vir Mikdas om verskoning kom vra. Wat? Kom om verskoning vra? Vra Padda verbaas. Padda het tog nooit daaraan gedink om verskoning te vra nie, maar hy weet dis wat hy eintlik moet doen. Padda het gekom om met jou te praat, Mikdas, sê Mol. Mikdas kyk Padda op en af. Wat wil die ou skelm nou weer hê? Ag Mikdas, my liewe vriend, sê Padda, sal jy my ooit kan vergewe? Ek is so jammer ek het jou fiets gevat, gaan Padda verder. Dit was 'n groot fout. 'n Mens doen nie sulke dinge nie. Ek weet nie wat in my gevaar het nie. Ek het geen verskoning nie. Ek het my uiters swak gedra. Ek is die slegste Padda op aarde. Kom asseblief terug na Padda plek toe, Mikdas. Ek smeek jou, ek het jou nodig, sê Padda. Sê Mikdas. Maar hy is baie bly dat Padda so mooi om verskoning gevra het. Padda gee nie moed op nie. Hy hou aan om Mikdas te smeek om weer vir hom te kom werk. Ek sal daaroor dink, sê Mikdas. Toe neem Rot vir Padda met die boot huis toe. Ek dink ou Mikdas sal seker teruggaan, sê Rot. Hy was besig om verveeld te raak by die huis. Maar jy sal jou van nou af met gedra, Padda? O, ek sal, sê Padda. Ek het my les geleer. Ek beloof, hè? Die volgende dag stap Mikdas so waar by Padda plek in. Padda het vir hom 'n splinter nuwe fiets gekoop. Ek het jou fiets gebreek. Hier is 'n nuwe een. Aanvaar dit asseblief, Padda. Mikdas brom net onderlangs, maar hy lyk bly daaroor. Hy stap op na die kantoor toe en spring weer aan die werk met die rekeninge. Padda hou hom verlig dop. Is daar enigiets waarmee ek kan help? Vra Padda na 'n rukkie. Ja, ek dink so. Jy kan miskien hierdie betaalde rekeninge poskantoor toe neem, sê Mikdas. Met plesier, sê Padda. Op pad uit loop Padda by Mikdas se nuwe fiets verby. Hierdie een sal darm vinnig ry, dink Padda. Hy kyk op na die kantoor toe. Mikdas kyk by die venster uit. Liewer nie, sê Padda vir homself. En Padda begin aanstap kantoor toe. Miskien sal ek môre op die nuwe fiets ry, sê Padda. Ek het mos daarvoor betaal. En Mikdas sal seker nie omgee nie. O, Padda, jou stouterd. Fluit, fluit. My storie
is uit.